'n hartlike goeiemôre op hierdie wonderlike Dinsdagmôre. Ja, ek het dit reg. Ja, en is die 27ste Januarie al. 1 maand al verby, amper hier in die nuwe jaar. My geliefdes, ek het vanmôre net gedink daaraan om so skrifgedeeltetjie sommer live te gee. En na aanleiding van iemand wat vanmôre vir my 'n stukkie al stuur, 'n bietjie stuur vir my elke oggend. 'n Pastoorsvriend van my stuur vir my elke oggend, stuur hy vir my 'n skrifgedeeltetjie uit, die Afrikaanse 53 vertaling. En dit het my bietjie aangegryp en gedink, hoe dankbaar en bevoorreg is ons om 'n liefdevolle, goedertierende, geduldige, regtig geduldige, liefdevolle, vergewende God te kan ken en te kan aanbid en te kan eer en te kan lief hê. Want God wat so groot is, so almagtig is, so regverdig is en moet wees God geregtelik, wat die sonde nie ongestraf behoort te los nie, besluit om in sy goedertierenheid die sonde te straf, deur die sonde nie meer toe te reken, en dit nie meer teen sy kinders te hou nie. Nou ons gedeeltetjie vanmôre kom uit Psalm 130 en ek lees vir u vers 2, want dis eintlik die kern gedagtetjie vanmôre en ek wil nie te lank wees nie. Hier's Dawid, hy sê in die opskrif is uit die dieptes uit. Dis uit die diepte van my hart. Is uit die diepte van ons hart dat ons eerlik en opreg voor die Here moet kom en eerlik moet met die Here praat en bietjie hom net naspeur en hom bedink vanmôre. En hy praat so in vers 2, hy sê, Here, hoor na my stem, laat u ore luister na die stem van my smeekinge. Dan begin dit met 'n woordjie as u Here die ongeregtighede in gedagtenis hou. Here, wie sal bestaan? Dink vir 'n oomblik daaraan. Daar's 'n ander skrifgedeelte in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, waar die Here sê, as jy jou sonde bely, is getrou en regverdig om jou van al jou sondes te vergewe en nooit weer daaraan te dink nie. Hoe is dit dat die mensdom die sondes van ander ouens bedink en hou en baie goeie onthouers is van die verkeerde? Hier sê die Bybel uitdruk, as hy dit in gedagtenis moet hou, as die Here dit moet vashou, en hy hou ons sonde vas, en die Here moet ons straf en ons, waar en wie gaan bestaan? Maar omdat ons in smeekinge en in ware berouvolheid en met eervolheid na die Here toe kom en opregtheid. Want wat sal die Here nou wil hoor by jou? Met watse tipe stemtoon? Die Here gaan jou uitvang in jou stemtoon, want jou stemtoon, in jou stemtoon sal daar 'n bepaling wees of jy regtig ernstig is en ongemaklik voel en is oor die dinge wat jou pla en die dinge wat verkeerd is in jou lewe. Die Here ken ons harte en daar's niks wat ons kan wegsteek is nie. Hy sê in vers 3, maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Daar is vergewing, so wat ons kan dink hoe naby, as hy ons vryspreek, en hy hou nie die sonde teen ons nie, en hy vernietig nie, en hy verwoes nie, is daar nie 'n rede hoekom jy God wil respekteer, en lief hê, en vertrou, omdat jy weet hoe barmhartig hy is. Hoe naby het jy gekom? Party mense so naby aan die dood gekom aan die einde van 'n
Hoe naby het mense al gekom van nie meer is wil bestaan hier nie. En die Here gryp in en hy red jou net betyds uit. En hy gee jou kans en 'n geleentheid, my geliefdes, om reg te maak met hom. Die Here sê my siel moet wag en ek hoop op sy woord. Jy wil graag hoor. Jy sal gou uitvind. En geliefdes, weet jy wat? Die Here wil net goed doen aan sy kinders. Hy wil net die beste gee. Hy wil nie jou sit daar in benoudheid en in angs die heeltyd, omdat jy verkeerd gedoen het. Nou verwag jy net die ergste en die vernietigende effek van jou handeling. Daar is gevolge natuurlik vir iets wat ons verkeerd doen. Dit is so. En partykeer kan ons nie heeltemal vrykom van die gevolge nie. Maar wanneer dit kom by die erge straf, dan kan ek en jy maar net pleit vir versagtende omstandighede. Dat die Here 'n light sentence sal gee. Maar die waarheid is, die Here was en reinig, en hy dink aan jou sonde en oortredinge nie meer nie. Dit beteken nie, geliefdes, ons is tigteloos nie. Dit beteken nie, God gaan nie partykeer vir ons bietjie waks nie, bietjie wiks nie. Nee. As jy 'n kind van die Here Jesus is, dan neem jy sy tigtiging ook aan. En geliefdes, dis nie so swaar dat jy nie daardeur sal kom nie. Daar is gevolge wat ons partykeer moet wys. Maar weet dit, nadat die Here ook sy vonnis uitgedeel het, as ek dit so kan sê, nadat die Here op sy manier gedeel het, en ek glo my, en ek glo dit, dan die Here gaan nie weer daai selfde ding ophou nie. Hy gaan jou nie weer nee, as dit klaar is 'n saak klaar is 'n saak klaar. As jy saak afgehandel is en iemand het bely, jy maar besluit as 'n pappa of 'n mamma om sekere tugmaatreëls in te stel, en weet jy, daarna is dit verby. Ons lewe vandag regtig in 'n society, en 'n lewe waar daar nie meer tug is nie. Ek sien waarheen wil hierdie boodskap gaan eintlik. Ek sê nie dat as die Here die ongeregtigheid nie in gedagtes, dat dit nie in gedagtenis hou nie, dan is die tydsberekening, wanneer hou dit nie meer in gedagtes nie? Totdat daar belydenis kom en totdat hy gesê het, okay, dis hoe hy daarmee gaan deel. En wanneer dit klaar en afgehandel is, dan is dit verby. So baie mense hou grudges teen mekaar nog. En eintlik moet jy eintlik die tigtiging embrace, waar die Here ons roep. Prys die naam van die Here. My siel wag op die Here as wagters op die môre. Wagters op die môre. Ek wag op die Here. Ek wil met die Here op eerlik en opreg my hart oopmaak. Hy sê, wag op die Here, o Israel, want die Here is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. Die Here wil sy kindertjies verlos en vrymaak. Hy wil nie hulle moet vasgevang wees met 'n gedagte van skuldgevoel, en ook nie vasgevang wees in die mag van onreg en ongeregtigheid nie. He came to set captives free. He came to set you free from the bondage and the hold that sin might have in your life. Want jy weet, sonde beroof ons net van seëninge. Dis maar net so. Ek wil geen vervloeking hê nie. Ek wil weet dat daar niks tussen my en God is nie. Niks tussen my en my vrou en tussen my geliefdes. Daar moet niks wees wat ek weet en ek verkeerd gehandel, en ek kry die kans en die geleentheid om reg te maak, maar ek is stubborn. Ek weerhou myself. Nee. Of ek speel die blame game, of ek wag wat iemand anderster moet na my toe kom en ook sy deeltjie ook kom regmaak. Maar gaan maar net en laat staan net. Gaan na die persoon toe, maak sommer onmiddellik reg en kry jou saak reg met mense. Die Here sê hierso, hoor mooi hierso. Die Here verlos nie net 'n halwe ongeregtigheid nie. Die Here verlos ons van al ons ongeregtighede.
Toe hy op Golgotha was, het hy vir al ons sondes gesterwe, nie net vir sekeres nie. In vers 8 sê hy, en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Geliefdes, net kortliks vanmôre weer. Vers 2. Here, hoor na my stem. Laat u ore luister na die stem van u smeek. Vers 3. Eintlik het ek 'n bietjie op die groepie. Vers 3 is ons kernversie, net op hierdie regstellingkie. As u, o Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou. En Here, as u ons nie verlos nie en van ons ongeregtighede nie, wie kan? Dank God dat die Here dit kan doen. En dank die Here dat hy in ons harte werk om anders te kan vergewe van hulle ongeregtighede. Dit beveel die Here Jesus Christus ons, is 'n moed dat ons ander sal lief hê en ook hulle sonde en verkeerde dinge sal vergewe, sodat ons ook vergewe kan word. God seën jou ryklik. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kort gedagtetjie vanmôre. Here, net die gedagte, as u moes die sonde teen ons hou, wie sal gered kan word? Maar Here Jesus, baie dankie dat hy die sonde ongestraf gelaat het, sodat ons gered kan word. Here, partykeer moet ons stig deurgaan, partykeer moet u ons stigtig. En maar baie keer ook, Here, het u ons nie eens getigtig nie, u het dit net laat gaan, omdat u opreg ons harte gesien het, dat ons berouvol is, het u ons harte raak gesien. En daarvoor sê ons vir u baie dankie. Here, ek weet nie hoe sterk sal ons moet wees, hoe sterk sal ons wees, as ons regtig moet u wraakhand in beweging moet sien nie. Dankie Here Jesus Christus, dat u het gesê die wraak kom nie toe die kinders van die Here nie. Daar's geen veroordeling vir hulle wie Christus liefhet en ook hulle lewe in aanskoue het voor u en Here daagliks hulle sonde ook kan bely en kan laat staan. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.